seer sekerlik een van die grootste geskenke wat ons ooit gekry het en kan kry, is die lewe en hierdie oomblik waar binne ons lewe, die nou, of soos dit in die Engels bekend staan, the present. Die present is letterlik soos 'n persent wat ek en jy kry. Voordat ek en jy kan weet wat binne die present is, moet ek en jy dit eers oopmaak. En dan kom die verrassing. Net so min weet ek en jy ook wat die volgende paar minute met my en jou gaan gebeur. Binne 'n ommesentjie kan ons hele lewe radikaal verander. Maar die wonder van die lewensgeskenk wat ek en jy uit die hand van God ontvang, is dat elke sekonde se nou belewenis altyd 'n verrassende, positiewe inhoud het. Meestal beoordeel ek en jy geskenke aan die papier waarbinne dit kom en hoe groot die geskenk is, veral kleintyd. Soos 'n klein kindjie gaan meeste van ons ook altyd vir die grootste en die mooiste geskenke. En ons hoop en dink binne gaan net so 'n groot en mooi ding wees. En juist daarom laat gaan ons maar die ou vaal klein geskenkies in die lewe verby, want ons dink nie dit kan iets vreeslik mooi in hê nie. Nou is dit so interessant dat die grootste geskenk wat ek en jy en die hele mensdom ooit gekry het, was nie met die mooiste strikke toegebind in die mooiste papier nie. Soos Filippense 5 vanaf vers 6 dit sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Die Engelse spreekwoord sê mos, don't judge a book by its cover. As ek so terugkyk oor my lewe, na al die dinge wat met my in die lewe gebeur het, dan is dit interessant dat die nou oomblikke wat vir my die meeste waarde gehad het, juist toegedraai was in 'n klomp sleg en seer wat ek nie kon verstaan nie. Hoewel God dit vir my gegee het, het ek gevoel, ek wil hierdie persente vat en dit gaan terugsit onder die kersboom, want ek wil dit nie hê nie. Ek wil mooi groot, strik toegedraaide, mooi papier persente hê. Maar toe ek begin om hulle oop te maak en begin om mooi na hulle te kyk, het ek ontdek dat binne in hierdie vaal klein geskenkies die grootste juwele versteek was. Dit is soos die tienerseun wat verskriklik graag so 'n plat rooi sportmotortjie wou gehad het. Hy het 'n ooreenkoms met sy pa aangegaan dat indien hy sy universiteitsloopbaan suksesvol sou voltooi, dan sou sy pa vir hom so 'n klein rooi sportmotortjie koop. Al die jare het hy gedroom oor daardie rooi sportmotortjie wat syne gaan word. Hy het self saam met sy pa gaan kyk na hierdie motortjie en hulle het hom bespreek in sy laaste jaar vir hierdie seun. So die seun sy universiteitsloopbaan voltooi en sy pa het hom ingeroep. Hy het by sy pa in die kantoor gaan sit, vol verwagting dat hy nou die motortjie gaan kry. Sy pa het met hom gesels en toe 'n Bybel oor die lesenaar na hom toe geskuif en vir hom gesê, my seun, net om vir jou geluk te sê, wil ek vir jou die grootste geskenk gee wat enige iemand aan 'n ander persoon kan gee. Die seun kon sy oë nie glo nie. Hy het na die Bybel gekyk, toe opgespring en vir sy pa gesê, ons het 'n ooreenkoms gehad dat pa vir my daardie rooi sportmotortjie gaan gee. Ek wil nie 'n Bybel hê nie. Vreeslik kwaad vir sy pa het uitgestorm by die studeerkamer. Paar maande later is sy pa oorlede en hy het teruggegaan huis toe. Hy het ingegaan in sy pa se studeerkamer en gevind dat die Bybel nog steeds op die lesenaar gelê het, soos wat hy dit daar gelaat het. Met bewende hande het hy die Bybel oopgemaak en tot sy grootste verbasing, binne in die Bybel was die sportmotortjie se sleutel. Soos wat ek en jy ook weer vanoggend gesels, bevind ek my ook weer op 'n baie slegte plek in my lewe. Soos vir baie ander mense veroorsaak dit ook 'n klomp kwaad in my lewe. Hoekom, Here? Maar ek het gekies om in hierdie situasie God se versteekte kroonjuweel te soek en daaraan vas te hou,
dat hy vir my net die heel beste gegee het en elke dag wil gee.